Altyd, kyk bietjie. Ek het dan na termiete kyk. Hierdie het ek nou 20 jaar gelede gefilm, hoe hulle uitvlieg en hoe so 'n nes begin, né? Hierdie is nou die konings en die koninginne, mannetjies en wyfies wat uitvlieg en almal van een soort vlieg dieselfde tyd na 'n sekere reën uit. Dis nou wat ons ken as reismure. Presies, en daar vlieg hulle nou altyd so son onder, want dan is die vleermuise nog nie uit nie en die voëls het al gaan slaap. Slim. So dit is die tyd wat hulle nou hulle groot vliegery doen en dan land hulle en dan breek hulle vlerke af. Kyk hoe gooi sy haar vlerke af. Sy knak hulle net eenvoudig af. En daai vlerk het 'n breeknaad. Dis amper soos toiletpapier. Hy's klaar daar reg om te breek. En sy hoef hom net op 'n manier te draai en dan val hulle af. So kom die vlerke altyd so maklik afval. Ja, net so en daar sy kaal. Dan loop sy nou rond en sy sal nooit weer vlieg nie. Nou sien jy, lig sy haar stert in die lug, né? En die rede hoekom sy haar stert in die lug hou, is omdat sy feromoon afgee. Dis 'n reukstof wat die mannetjies gaan lok. En dan land 'n mannetjie nou by die wyfie, gooi ook sy vlerke af, en dan is daai ouens vir die volgende 20, 30 jaar 'n paartjie. En dan kry hulle nou 'n gaatjie, die wyfie kruip in, en so begin 'n nuwe kolonie. As van hulle nou suksesvol was, hierdie ouetjies wat ek afgeneem het, dan moet dit nou al mooi ou konings en koninginne wees en groot neste. So gaan ons een soek wat nou min of meer so 20 jaar oud is. Ek dink dit sal nou interessant wees om te kyk wat het van daai generasie geword, né? En dis hoe dinge in die lewe dikwels begin. Iemand sê sommer so terloops, kom ons gaan soek 'n 20 jaar oue termietnes. Sommer net so. Nou ja, al voorwaarde wat ek het is, dan soek ons hom nie hier rond nie, kom ons doen dit dan in styl. Die prof is vooruit en ek bring die span. Moremi in die Okavango Delta is my idee van styl. Dis einde Maart en die water is vroeg terug hierdie jaar. Uit die lug lyk dit pragtig. Maar ek weet ook dit beteken die landing gaan nie sonder hobbels wees nie. Ek is bly julle is hier. Dankie. Nog net 'n kort rit en 'n paar hol boomstompe tussen die krokodille deur en dans ons daar. These makoros are made from the endemic species of trees that are found within the Okavango Delta, which is the sausage tree, jackalberry, and marula. Ja, is meer lekspesies in die vliegtuig. So the reeds is to absorb the water. Sure. That's clever. Ha, my baby. Reg, ons is nou op pad na die kamp toe. So net geland. Delta is die kamp. This for your camera. Thank you very much. Dit was 'n baie lekker landing geweest, ons lekkerste een tot nou toe. En die groot kuns gaan nou gewees om die kamera droog te hou tot ons aan die ander kant afklim. Hooplik kry ons 'n paar seekoeie. And the grass, tall grass, very nice. Die stilte tussen lelies en bissies help almal om die laaste stukkie stad diep weg te bære. Then we did 2.5 meters. Jullie mogen hier. Thank you. You do it, Zillion. Skoene. Waar is skoene? Delta kamp is heerlike luksheid vir 'n ander dag want prof juk om 'n hoop te gaan soek. Wat is hierdie? Haha, die kakerlakke is die
oergrootjie van die termiete. Hulle het uit die kakerlakke ontstaan. Hierdie goed is so 300 miljoen jaar onveranderd. Die kakerlakke. Hier is so 200 spesies in die veld. Net 2 verwerdig hulle om in ons huise in te gaan. Die ander is mooi willig goed. Kom ons is so plat. Dis om onder boombas in te kom. Hierdie een byvoorbeeld bly net in boombas, jy sien. En hulle is vreeslik oulike goed. Hulle het verskriklik mooi broedsorg. Hulle dra hulle kleintjies op hulle lyf. Hulle voer hulle. Dierbare goed, die kakerlakke. Ek weet nie of ek gaan saamstem met daai een. Dierbare kakkerlakke. 'n Termietkolonie is eintlik soos een groot dier en die hoop soos 'n stad waar binne hulle bly en met paddastoele boer, baie soos ons met mielies gemaak het. Nou altyd sien jy hierdie massale hoop klei van daaronder tot hierbo. Ons beskou dit as 'n dooie hoop klei, maar is eintlik 'n dier. Dit is 'n groot dier, is 'n stuk groot wild. Hy is maklik die termiete daarin. So groot soos 'n bees. En hulle wys so 100 tree van hierdie nes af al in die ronde. Ons gaan net nou 'n disseksie doen, maar ek sien nie kans vir hierdie ou nie. Hy is dan te massaal groot en te waardig. Maar al wat ons kry is ander waardige diere wat ook te groot is vir ons. Nou span ons Delta Kamp se weergawe van die rooi trok in om verder te soek na die groot reismuurhoop. Soos diere is die termietkolonies ook territoriaal en elkeen se weivelde is afgekamp. Die kuns is om een te kry wat die regte ouderdom is om te kyk hoe prof se koninklike paartjie van 20 jaar terug intussen sou gevorder het. Langs die landingsstrook kry ons hom. Kyk, hy het nie 'n groot hoop onder hom nie. Dis die jongste een wat ek kon kry. Jonk, hoe oud is hierdie ene? Ten minste 20 jaar oud. What we want to do is cut it in half like this. Gelukkig het die reën die sand al sag gemaak. Sommer gou is die eerste tonnel sigbaar. Maar net hier en daar 'n termiet. Ja, maar jy sien, is 'n paar soldate wat patrolleer. En hier is byvoorbeeld so 'n spannetjie wat gaan waarskynlik 'n bietjie reparasies doen of so. Maar hierdie is maar kaal, né? Jy loop hier na 'n termiet rond. dit behoort te lyk? Dis hoe dit moet lyk. Want hierdie is net hulle lugreëlaar. Dis net die lugreëlaar, dis nie die nes nie. Die buitekant van die hoop is soos die vel van die dier. En net soos by soogdiere word die temperatuur so gereguleer dat die koninginkamer altyd baie naby aan 37 grade bly. Just open up to this big tunnel. Then we go down. Om te dink hierdie reuse vrag sand is korreltjie vir korreltjie deur termiete hier ingemessel, elk presies op sy regte plek. Die hoop is die long. Sien, hulle is net so 20 mm van die oppervlakte af loop haar tonnels. En dis waar die ding asemhaal, waar die suurstof en koolsuurgas uitgerou word deur die klei van die hele nes. Teen hierdie tyd weet die hele nes al dat daar op hulle geopereer word. Termietwoordeboeke is maar skaars, maar dat daar kommunikasie is duidelik, selfs vir ons. Die soldate klop met hulle koppe op die grond en dan vibreer dit deur die hele nes en die nes weer dan oral tot in die tonnels wat 100 meter weg is. Weet hulle hier is nou moeilikheid, ja. Jy sien wat ons nou gaan kry, die nes is nou al goed onder alarm. As ons nou by termiete uitkom, gaan dit omtrent net soldate wees, want hulle het nou al die soldate front toe gestuur en die werkers het afgevlug, jy weet. Maar hulle is eintlik maar 10% omtrent van die termiete soldate. Hulle het nou die hele hoop van reg bo tot net so bo grondvlak rondom oopgekap.
Nou kan mens baie mooi sien as jy kyk dat die eerste paar verdiepings, sê maar verdiepings 1 tot 4, is die plase waar hulle dan nou hierdie koeke het waarin hulle die fungie groei wat hulle eet en dan bokant dit is dit alles die lugreëlingsstelsel. Daai hele toring is net om dit af te koel. En onder hierdie plase is die kelder waar almal bly. Die koningin bly daar, al die werkers bly daar en van daar af beweeg hulle dan nou uit en rondom die hoop. En nou nog bietjie dieper gaan en as ons onder die grond kom, hierdie gelyke vlak, dan behoort ons nou die koningin iewers te kry.